Ons gesels vandag oor suiwel-etikettering en in meer diepte oor die etikettering van suiwel-alternatiewe produkte. By my is 'n suiwel-etiketteringsspesialis vir die Suiwelstandaard Agentskap, Anneke van Niekerk. Anneke, vertel ons bietjie meer van suiwel-alternatiewe produkte. Presies waarna verwys jy? Weet jy, as ons nou 15 jaar terug gesels het, sou ons heel waarskynlik net na koffie of tee verromer of sojamelk hier en daar, maar in die laaste 5 tot 8 jaar het daar regtig ongelooflik baie produkte op die mark verskyn. Produkte wat eintlik beskou word as suiwel-alternatiewe of soos hulle sê vegan, en die produkte word gegroepeer op verskillende maniere. So daar is byvoorbeeld melkalternatiewe wat sojamelk, neutmelk, graanmelke is. Dan is daar produkte wat byvoorbeeld botter en kaas is, wat gemaak word van ander bronne, wat nie van melk gemaak word nie, wat sê maar soos cashew-neut en kokosneutolie is, om daai smeerbaarheid te vorm, en dan is daar suiwelvrye room, kondensmelk, so daar is omtrent 'n reeks van produkte. Maar die belangrikste is, in die spreektaal het enige iets wat 'n wit vloeistof is, het melk geraak. So mens dink, as hy 'n wit vloeistof is hy melk. Maar eintlik, vir interessantheid, melk is gedefinieer as die sekresie van melkdiere. So dit kom uit die melkkliere van melkdiere, soos koeie, bokke, skape, kamele, daar's verskillende melkdiere. En dit is eintlik melk. So as 'n mens kyk daarna, dan is suiwel-alternatiewe produkte en suiwelprodukte eintlik heeltemal verskillende produkte. Hulle kan nie beskou word as dieselfde tipe produk nie, selfs al gebruik jy dieselfde, of dit eet dieselfde, of dit smaak maar baie soortgelyk. Nou goed, hoe verskil suiwel-alternatiewe produkte van suiwelprodukte en hoekom is dit belangrik dat ons hieroor gesels? Weet jy, ek dink dit is belangrik dat 'n mens die verskil sien, want die proteïen en die bottervet wat in melk is, kan 'n baie ander produk maak, 'n finale produk. So wat gebeur met suiwel-alternatiewe produkte is, hulle moet die produsente met die melk, se bottervet en se proteïeninhoud vervang met iets anders. So daar's klomp toegevoegde bestanddele. En dan, baie persone het byvoorbeeld nodig om suiwel-alternatiewe melk te gebruik om laktosevry melk te hê. So dit is baie keer die geval. Wat ons wel vir mekaar moet sê is, sê nou maar vir 'n plantmelk wat van havermout gemaak is dit dalk laktosevry, maar nou dit die allergeen gluten in. So dit hang af van die verbruiker se behoefte in daai oomblik. Dan die proteïen en die proteïeninhoud van suiwelprodukte is byvoorbeeld anders. So sojamelk kan byvoorbeeld 'n hoë proteïeninhoud hê, maar havermoutmelk byvoorbeeld is die ander een wat ook nogal laag is kokosneut. Amandel en kokosneut is laag in proteïen net van nature. So daai proteïeninhoud is laag. En dan, ek dink die grootste impak is seker maar die nutriënte vlak. So vitamien B12 en kalsium word gewoonlik bygevoeg by suiwel-alternatiewe produkte, sodat dit ongeveer dieselfde finale vlak in die produk het, maar die bioabsorbeerbaarheid, is 'n groot woord, die bioabsorbeerbaarheid is anders. So as dit in die melkmatrix is dit baie, maklik absorbeerbaar in die menslike liggaam, maar as dit in 'n suiwel-alternatiewe produk is, word dit toegevoeg, en dan is die absorbeerbaarheid anders. So ja, so ek sou sê, daai is basies maar die hoofverskille tussen die produkte. Nou Anneke, jy's iemand wat baie kennis hiervan het, maar nie ek, of miskien enige van ons ander verbruikers, algemene man op straat het soveel kennis soos jy nie. So hoe kan 'n mens 'n ingeligte besluit maak wanneer jy kyk na 'n alternatiewe suiwelproduk? Ja, so die etikettering van kosprodukte is die belangrikste verantwoordelikheid van die voedselindustrie. En dit kommunikeer maar vir die verbruiker, wat is die produk, wat is sy naam, wat's binne in dit. So ons het gelukkig in die suiwelindustrie in Suid-Afrika het ons die raamwerk van die internasionale mark. So ons het Codex Alimentarius is 'n internasionale riglyn, so die General Standard for the Use of Dairy Terms is in 1999 vrygestel, en dit dui vir ons die riglyn waarbinne in die internasionale mark benaming van suiwelprodukte doen. So dis 'n riglyn vir Suid-Afrika, en dan binne in Suid-Afrika het ons 2 verwysingspunte. Die een is seksie 6
van die landbouprodukstandaarde wet, dis nou die ou naam, so die nuwe naam is die Agricultural Product Standards Act, en dit vereis vir enige produsent wat 'n produk maak, dat hulle op geen manier as prins die verbruiker wil mislei nie. So wanneer ons inligting op 'n verpakking sit of op 'n etiket sit, dan moet dit nie mislei nie. So daar moet geen manier wees waar iemand kyk na 'n produk en iets verstaan, maar iets anders kan verstaan nie. So dis 'n groot verwysingspunt. En dan die regulasie 1510, so ons noem dit sommer vinnig 1510, het 'n wetlike beskrywing vir elke produkklas van suiwelprodukte en dan ook vir suiwel alternatiewe produkte. So daar's 'n tabel wat sê wanneer is 'n sojamelk en watter vetpersentasie en al daai, maar die belangrikste is dat daar geen verwarring moet wees van die naam nie en ook nie van die beskrywing nie. So dit is wat die wetlike kant beskerm of daarstel. En dan die ander ding is ons werk derentyd met die produkte wat op die mark kom. So in Suid-Afrika werk ons saam met die owerhede om te verseker dat die produkte reg geïdentifiseer word en dan ook benoem word en beskryf word op die voorkant en op die agterkant van die verpakking. Wat wil jy graag vandag vir ons sê? Ons as verbruikers, waarmee laat jy ons? Weet jy, ek dink as 'n verbruiker is dit baie belangrik om self die etiket te lees. Om te kyk wat is die op die voorkant, die vetgedrukte letters, maar ook op die agterkant. Wat staan in die bestanddelelys, om seker te maak die fynskrif is beskikbaar. So stel jouself in staat om 'n goeie besluit te neem. En op daai manier kan 'n mens seker maak dat dieselfde alternatiewe produkte wat beskikbaar is in die mark, is vir jou iets wat jy bekend mee raak en is ook iets waarmee jy 'n ingeligte besluit kan neem. Ons nooi vanuit die van Suiwelstandaard Agentskap enige verbruiker uit om ons te kontak. Ons kan meer inligting gee en dan ook raad rakende suiwel alternatiewe produkte of enige benaming of beskrywing. So die kontakbesonderhede is op ons webtuiste en dan ons gesels graag oor hierdie onderwerp en dan kan ons vir julle enige meer inligting gee. Anneke, baie dankie. Ons is nooit te oud om te leer en dit was wonderlik om jou hier by ons te hê vandag. Anneke van die Kerk van die Suiwelstandaard Agentskap, sy is 'n suiwel etiketteringsspesialis wat vandag met ons gesels het oor meer spesifiek suiwel alternatiewe produkte wat in die mark beskikbaar is en hoe belangrik dit is om ook ingelig te bly.